Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer gesê, so hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en ek almal net. Hallo. Hallo Gaan jy nou niks doen Matthijs. nie? Gaan jy nou niks doen nie? Yes. Ek gaan net sê hallo. Hallo. Happy 2026. Dis die 7de Januarie 2026. As jy dit gemaak het, was jy 'n sterk baba gewees. Volgens gerugte. Ja, ons het dit gemaak. Ons is nou hier. Ons durf dit weer aan. Soos ek gesê het, ek gaan nou nie meer sulke harde deadlines en nuwe beginne mee hê vir goed nie. Ja, Ek gaan net maar net aan. Gesê. Ek gaan regtig net aan. Ek kan nie meer dit doen nie. Daar's hopeloos te veel pressure wat mens vir jouself sit. Die verwagting is te groot. En ek weet nie, ek dink op die ouderdom van 45 as die lewe jou nou iets geleer het al, dan is dit dat verlaag het jou verwagtinge 'n bietjie en gaan maar net aan. Verkies ek moet geen verwagtinge hê nie, Ja, jy weet. ja, as jy in Suid-Afrika bly, verlaag jy verwagtinge of moet geen verwagtinge hê nie, dan gaan jy okay wees. Ja. Dis maar basies dit. Ek het 'n teacher gehad in India wat altyd gesê het dat the biggest source of disappointment is expectation. So if you don't want any disappointments, have no expectations. Nice, baie waar. Something to live by in 2026 dan. Ek het nou eendag met mense gepraat. Kyk, Pretoria het gelyk soos die wegraap en hier was omtrent niemand nie. Ek dink die area waarin ek bly, almal was by 'n seevakansie gewees. So dit was heerlik vir my. Ek hou daarvan. Dis hoekom ek altyd besluit om Desember in Pretoria te wees. Want jy gaan nie na die chaos toe nie. Dit is just sinneloos om te gaan na waar almal in Stilbaai of in Hartenbos of Kaapstad. It's just silly to go to all the chaos. Ja. Ons deel elke dag daarmee in Pretoria. Ons moet nou net terugkom na iets by Hartenbos toe, maar ja, gaan aan. En toe het ek nou met mense gepraat wat ook nou hier agtergeblewenes en almal wat so al die agtergeblewenes hier in Gauteng het almal dink ek lyk my die Christmas en holiday spirit gemis. So daar was nie, dit is letterlik maar net, dit is net dit aangetik en dit is toevallig nou maar nog 'n nuwe jaar maar alles is eintlik maar nog dieselfde. Ek dink mense wat weg was en wat die vakansie gehad het en kersbome en familiekuiers en son en see en wyn, maybe het hulle dalk Christmas spirit gevoel en 'n nuwejaar spirit. I missed that one this year. Ag, Matthijs, story of my life, ek mis maar vir hom elke jaar. Eintlik ek ook, ja. Ons doen dit gewoonlik saam. Ons mis gewoonlik dit saam. Ja, hierdie jaar was jy nie Transkei. Ja, ek was vir eerlik sê, ek dink ek het al ooit die Christmas spirit gevang nie. Ek kan fake it. Ek het al geleer om dit baie goed te fake. Maar ek het jy dit saam gefake. Hierdie diep in my hart en siel gevang nie, ja. Ons het dit saam gefake. Die kos is baie lekker. Ja, dit was heerlik. Dit was 'n lekker kuier, maar daar was nie 'n Kersfees decoration gewees nie. En dit het net vir my lekker gevoel. Dit was net nog gebraai op 'n dag. Ja. Wat sê jy van Hartenbos? Ja, ek het daai ding gesien. Ek sien nou Steve Hofmeyer. Geef ons ook nou die nuus elke oggend. Ja, maar baie kort en kragtig. Met die mooiste Afrikaans wat ek in 'n baie lang tyd gehoor het. Like, kry jy hoendervleis? Die man spreek nie, hy dig die nuus. Jy kan baie goeders van Steve Hofmeyer sê, maar die man se vermoë om met Afrikaans te pleeg is ongelooflik. Ja, dit is regtig amazing. Ek het per ongeluk op dit afgekom. Facebook het my gesuggest, ek volg nou nie eers vir Steve nie, ek volg hom nou, maar ek het toe nou op daai stadium nog gevolg, nou kyk ek toe nou hierdie ding. Anyway, hy braak toe nou gal op 'n stadium oor die meneer en mevrou Hartenbos kompetisie. Ja. Okay. Wat ons nou elke jaar plaasvind oor Desember in Hartenbos. Ek sal nie weet, ek was in my lewe nog nooit in Hartenbos nie en het geen begeerte om te gaan nie. Ja, so ek gaan hom skiet, ek gaan hang. Geen begeerte oor Desember. Ek sal Hartenbos gaan besoek, maar nie oor Desember nie. Ek weet nie enige tyd nie. Ek weet, wat is daar vir jou, Matthijs? Wat is daar? Nog 'n hoompie by die see? Ja, 10-1. Ja, nee, maar as ek moet gaan, sal dit nie oor Desember wees nie. Okay. Jy gaan op jou eie, al is dit in April. Maar ja, die ding is, so mevrou Hartenbos is toe nou
volgens Steve se nuusdig 'n trans. 'n transie. Ja. Genigtig, Colleen. Maar nie net dit nie. Ja. 'n African trans, soos wat jy nou invul in jou wanneer jy jou reis moet indicate. Ja. Ons sê mos nou nie meer black nie, ons sê 'n African trans. In Ja, Hartenbos, so- maar praat dit Afrikaans, wonder ek. Ek is seker dit moet iets moet iets wees. Ja, ek kan dink So- daai het vir Steve warm onder die kraag gehad. Ja, Ivanhoe Jansen is 'n goeie, baie mooi Okay. Afrikaanse van. Right? Mooi Afrikaanse Baie van, mooi ja. Afrikaanse van. So ek dink nie die Afrikaans is noodwendig wat Steve Plan nie. geïk het nie. Dit is die Ja. die transdeel want Ivan, weet ek nou sy naam reg? Ivino. Jeremy weet So, ek nie was wat die naam thinking- is Ivino nie. Dit klink soos een van 'n kar wat hy Hyundai gaan uitbring, 'n Ivino. Ja. Ivino is Afrikaans dan nou, kan ons Ja. ek dink met redelike sekuriteit en selfvertroue sê, maar Ivino is nie 'n biologiese gebore mevrou Vrou nie. nie. Okay. Maar sy het wel mevrou Hartenbos gewen. So ja, vir mense wat sê die Afrikaners is nie progressief nie, look at us. Kyk nou daar, 'n gekleurde mevrou, 'n gekleurde manlike vroulike mevrou Waterkloof. Ek wil net Waterkloof sê, Hartenbos. Ek weet nie. Ek het geen idee nie. Imagine that. So Ek dit sal was 'n bietjie interessant. Ek sal 'n bietjie gaan kyk na wat sê Steve op sy daaglikse nuus gebeure dan. Ek het die algoritme het dit nog nie vir my gevoer nie. So. Dis bitter gripping, ek moet vir jou sê, dis ongelooflik gripping. Ek het jare terug vasgenol. Jare terug het ek Steve se eerste digbundel wat hy geskryf het gekoop. Ek sal hom gaan soek hier in die kas en dan sal ek volgende keer sal ek een van sy gedigte vir jou lees. Dis regtig amazing. Ek het die wêreldsrespek vir die man as dit kom by sy vermoë en mag oor By Afrikaans as 'n woordkuns. taal. Ja, amazing. Kan ons net almal 'n oomblik van stilte kry oor 2025? Dit was 'n redelike rowwe ene. Ek dink die balans, ons het nogal so gereflekt hier na die op ou jaar. Kom van ons het nou daar saam vakansie was, Ja. het nou gereflekt oor wat was goed en wat was sleg en ek wil jou sê as ek nou so na die mense om my luister, Matthys, I had a very my 2025 was eintlik baie maklik. Vanilla. Ek is nou daar absoluut net eintlik oorstelp met dankbaarheid. Oor Okay. eintlik die laaste 12 maande in my lewe was regtig goed. Okay. Well, So, lucky ek gaan nie you. kla nie. Lucky ek you. weet. Ja. So ek wil sê daar is mense wat 'n goeie jaar gehad het. Okay. Almal Was het nie da- 'n kakjaar gehad. Ek dink in retrospek kan 'n mens sê dit was dalk 'n goeie jaar vir jou gewees, maar terwyl jy dalk in hom in was, het dit nie altyd so lekker gevoel nie. En dis nou een van daai dinge ook wat almal sê mos aan die begin van die jaar, ag nee, kyk, dit kan net beter gaan. Dit kan net beter gaan. Maar jy moet versigtig wees want dit kan ook kakker gaan, né? Dis 'n ander kant is ook waar. So kom ons hoop dat 2026 vir ons almal beter is, of vir jou goed is, waar jy ook al is. Ons het ouer gewoonte, praat ons altyd aan die begin van die jaar met ons in-house astrologer, Catherine Laurent, en ons het vroeër by haar gaan hoor, wat is die vooruitsigte vir 2026. Dit is 'n 2-part podcast. So die eerste gedeelte hoor ons 'n bietjie meer oor die jaar van die perd en die numerologie van 1 jaar hierdie jaar en dan 'n paar wêreldgebeure waarna ons kan uitsien en natuurlik wat onlangs gebeur het met Trump en Venezuela. I mean, oornag, ewe skielik oornag. Net so. Kom ons hoor wat sê Catherine in die eerste gedeelte. Dis daai tyd van die jaar en ons kuier saam met Catherine, ons in-house astrologer. En Catherine, aan die begin van die jaar hoor ons by jou wat se nuwe fresh hell gaan begin in 2026 of die nuwe jaar. En ons het dit ouer gewoonte verlede jaar ook gedoen, maar I mean, het ons enigstens gedink aan die begin van 2025 dat dit is hoe hierdie verlede jaar sou uitgedraai het. What do you think? Matthys, Colleen,
baie dankie dat julle my weer hier het. Catherine. Weer. And can you believe it, we actually survived. Net, né? Ek onthou ek het 'n onderwyser op skool gehad. Hy het iets gepraat van op jou gatvelle, nee, so iets. Ja. Jy skier deur op jou gatvelle. Daai ene, nee. Nou maar 2025 tot hier was so iets, nee. Ek wil kon ons dink 'n jaar terug, toe ek gesê het julle die wêreld gaan verander in a way that we cannot even begin to imagine. Well, in my imagination was Trump en sy tariewe nie daar nie, né? Elke keer as iemand gesê het, meneer Trump, en dan het hy 'n paar tariewe opgesit, né? Sommige net omdat hy kon. Ek het hom so gefigure, né? Op 'n maandag, dan hier tussen 2 en 4, dan drop hy 'n groot bom in die hele wêreld gesels Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag voor hy terug gaan Mar-a-Lago toe, dan het hy die oplossing en die wêreld is weer vriendelik en almal het kom kuier en daar gat ons. En dit is hoe hy die Iemand het nou dag vir my gesê, ekskuus, oor die Trump ding. Hulle vermoed dit is gebeur wanneer Melania nie vir hom 'n blowjob wou gegee het nie. Dan die volgende oggend word hy befok wakker en kak die hele wêreld uit en maak chaos en dan gee Melania nou vir 'n blowjob 3 dae later en dan is alles weer okay. Wel, dis letterlik 3 dae. Watch dit bietjie. Op 'n maandag is daar altyd 'n wêreldkrisis. Soos kom ons neem Venezuela oor. Ons gaan bietjie daaroor praat vandag, né? Kom ons gaan neem Groenland oor. Kom ons gaan irriteer iemand, né? Dinsdag is die demokrate in 'n toestand daaroor. Woensdag is die job in aksie. Verstaan, daar's nie meer keer aan hom nie. Donderdag is dit gedoen. En Vrydag dan sê hy, as dit nie vir Biden was nie, was dit nie nodig dat ek dit moes gedoen het nie. Kyk, ons daarmee iets te sê vir produktiwiteit daar, né? Ek meen You gotta give it. I kind of look up to the man for it. Jy weet, as ek nou iets besluit op 'n maandag, teen Woensdag is dit uitgevoer en teen Vrydag kan jy die effekte daarvan sien. Dis 'n redelike produktiewe ja, dis dalk 'n les wat ons almal kan leer by Trump. Ek dink absoluut so. Bly maar 'n Trump-fan. Ons sien nie net een paus wat doodgaan nie, maar ons sien die hoof van die reformiste beweging, baptiste reformiste beweging in Amerika wat doodgeskiet is. Ons sien dat die hoof, nie die hoof nie, sommer prins Charles, koning Charles, gaan kuier vir die paus, en ek dink nie dis oor sy sondes nie, né? Maar is die eerste keer in 500 jaar wat die Anglikaanse en die Katolieke kerke met mekaar praat. Have you ever? Ons is geleer, dis sonde, jy praat nie met 'n Katoliek nie, is jy, né? Ons het gesien hoe die jongste saint, Sint Francis of Aquitas, is 17-jarige, hy is nou oorlede. Okay, you gotta be dead to be a saint, net as jy gewonder het, né? As enige boyfriend jou nader en sê, I'm a saint, dan moet jy weet, he's lying or you need to kill him, né? He's already lying. Exactly, né? Maar, die wêreldse jongste saint is gesaint, en hy is toevallig het hy die eerste webwerf vir sy Catholic Priory in ek dink is in die noorde van Italië gemaak voor hy nou oorlede is. En toe besluit die kerk, well, that's quite something special, let's making him a saint. The standards for becoming a saint. Hallo. Die standards worldwide are becoming less. Van tevore moes jy ten minste 'n paar mense uit die dood uit opwerk. Look now you must just be able to make a website, you know? Bou 'n website. Ja, Matthys, daar gaan jy. Ek is 'n saint. Ek is 'n saint status. Wel, dan moet ek net binnekort nou pek, dan is ek 'n saint. Daar's saint. Wel, Matthys, ons het jou nodig. Bly hier in die wêreld saam met ons, be unsainted. En ek sê nou 2025 was ons in 'n numerische nommer 9 jaar. As jy 2 plus 2 plus 5 met mekaar tel, is dit 'n 9. 9 is die getal wat by alle getalle it blends in with all other numbers. Hy word een met ander. So as ons vriendelik is en ons staan saam met 'n 9, is ons super vriendelik. As ons mean is en ons staan saam met 'n 9, dan is ons super mean, né? And that's just how it works. En dis 'n manlike energie. Manlike energie is very proactive. It goes out there and it
does things. Jene het julle gesien hoe NATO geskit en hoe het Kiev geskit en hoe het Rusland almal was in the mode of the male energy. En guess what, nee, dit is die nekery van wanneer ons oorslaan van 'n 9 na 1 jaar. A 1 year is also 'n baie proaktiewe manlike energie. So we are going to have more of the chaos. As jy gedink het jy gaan rus. So kom ons kry net gou konteks. So 2026, dit is 'n 1 jaar en dit is jou numerology werk in 9 jaar siklusse. So die 9 was die einde en nou begin ons met 'n nuwe siklus, as ek reg as ek dit sê. 100%. Dis hoe dit werk, né? So ons het vir baie dinge laas jaar totsiens gesê. Ek bedoel dinge soos Viktor Orban wat soveel drama in die Europese parlement gemaak het. Hulle praat groot van, is dit die einde van die EU? Hulle praat groot van hierdie dinge. Is this so? Is this not so? I don't know. Ons kyk na NATO en Rutte wat so dans om almal en hy wil nie vir Kiev nog bomme gee nie. Why not? Nee? I mean, we're really all in for a fight. Ons kyk na die einde van die Amerikaanse, wat noem hulle dit? The military industrial complex. I mean, wars are now localized. Trump gaan nie verder as die toppunt van Suid-Amerika nie. Daarna, he doesn't care. Doesn't want to do it. Nee? En ek dink dit gaan die kenmerk van sy his time is, yeah. So from the 9 to the 1, we are back into activity. Moenie rus nie, werk hard. Maar saam met die 1 ook, is dit 'n interessante tyd, want ons het ook die jaar van die fire horse, en dit is in die Chinese astrologie. Want ons het verlede jaar die laar van die slang gehad in die Chinese astrologie, wat beteken ook, dis ook eintlik maar eindes, dis shedding, om goeders klaar te maak en om van ontslae te raak, en nou is ons ook in hierdie energie van hardloop vinnig nuwe goeders, is ek reg as ek dit sê? 100%, nee? Die jaar van die slang is 'n jaar van wysheid. Magtig het ons kennis gekry oor goed. I mean, wie het ooit gedink die Epstein-files sou uitkom? Zeer sekerlik nie Prins Andrew nie. Hy het ook eers gedink hy gaan huisloos wees voor die einde van die jaar van die slang uit is nie, nee? That is literally shedding. Shedding your home, shedding your title, shedding everything, nee? En ons het geleer, en dit was eintlik baie skokkend. Daar was 'n dametjie gewees van een of ander Amerikaanse televisiestasie. Nou het sy 'n gas daar en sy sê, hoeveel mense dink jy kyk na hierdie program op hierdie oomblik? En die ou sê, seker 1 miljoen, 2 miljoen. Sy sê, nee, 83,000. Hoeveel mense dink jy kyk vir Tucker and Owens? Approximately 2 to 3 million every time they go live. So ons het 'n verandering van die perspektief van inligting. Ons wat hierso nou sit, onthou jy in vroeër dae, was daar 'n redakteur, en daar was 'n mediabaas, en hulle het vir jou gesê, wat mag jy doen, wat mag jy nie sê nie? Nou hardloop 'n mens, ek dink as jy kaal in jou tuin rondloop, sal hulle dit dalk nie op social media sit nie, maar, I mean, technically speaking, you can say pretty much whatever social media allows you to. And if you have witnessed it... Well, in certain countries, yeah. In certain countries. If you've witnessed an accident, a protest, whatever, and jy het dit al, it's hard to take away. En daai inligting is radikaal. Did we think this was possible? Die jaar van die perd is fenomenaal ingewikkeld, want dit plaas, kyk, Chinese astrologie werk op die beginsel van Jupiter en Saturnus is siklusse. En Jupiter en Saturnus is hierdie jaar in 4 tekens, die ram en die leeu. En dis wat hulle noem the double fire. En dan is ons natuurlik ook in die Asian metaphysics. Vandat Pluto in Aquarius ingegaan het, het hulle vir ons gesê, ons is in 20 jaar van vuur.
En daai vuur beteken goed soos die hoë verbruik van energie, dinge wat ongelooflik vinnig beweeg, idees wat vinnig kom. Ek bedoel, hoe vinnig was hierdie oorname in Venezuela? 'n dag, 'n nag. They came in at 3 o'clock, they were out by 9. Done. Nee, I mean, imagine. Kan jy dink as ons die ou groot krokodil iewers moes heenvat, nee? Dit was maande se beplanning, nee? Ja. Things have changed. So, there's an immense speed en dit word eksponensieel vinniger. So, ek weet nou nie waaraan julle wil vashou nie, maar find something, nee? Wat beteken hierdie oorsig wat jy nou sien van die jaar van die perd en die numerology van die 1 jaar oorhoofs, wat sien jy vir 2026? So, in Eastern Astrology sien ons die perd en die tier en die hond is die triad van oorlog en oorlog en verwoesting, né? As jy nou lus het om oorlog en verwoesting te saai, dan doen jy dit in die jaar van die perd. En as ons kyk, 1942 was die jaar van die perd en dit was die jaar waarin die oorlog van Duitsland se kant af begin verander het. It wasn't just a one-way game anymore. Die mense het teruggeskop, né? Dit was die gebeure van 1942, the Battle of Midway, die bombardering van Munich en Saarbrücken en dan die ommekeer van wat sou uitloop op El Alamein het begin in 1942, né? As ons kyk na die volgende jaar van die perd 1954, né? Was die eerste nucleus-powered submarine die water ingejaag. Have you ever, né? En dit was die begin van die Vietnamoorlog, né? Hulle het verskriklik beklei daaroor, of hulle nou gaan en of hulle nou nie gaan nie, né? Daar was baie oorloë in die Verre Ooste, né? Al die weetplekke en interessante jaar het begin met 'n vliegtuig, 'n de Havilland Comet jet wat ontplof het. It was difficult. It was die grootste dock workers strike. The people are kicking back. En dit was ook die begin van die McCarthy-era, né? Toe in 1966, toe dit ook weer die jaar van die perd is, het president Charles de Gaulle sy goed gevat en NATO, die hele NATO, uit Parys uitgeskop. Ek het dit nie geweet nie, maar daar was 'n tyd wat Frankryk nie deel was van NATO nie. En dit was in die jaar van die perd. En Charles de Gaulle was a military person. Skrikkelik interessant. En dan was daar ook in was 1966 was dit ook nie in Suid-Afrika, is dit was Hendrik Verwoerd nie daai jaar vermoor in die 6 of 8 September. Yes, hy he was assassinated, nee? Again, it's horrible things, nee? Toe 1978, wat weer eens die jaar van die perd is, toe is al die oorloë hierso in Somalië, en Ethiopië, en dit was die hoogtepunt van die Rhodesiese bosoorlog, en daar was 'n fenominale ding wat plaasgevind het. President Jimmy Carter het nadat the neutron bomb ontwikkel is, en die job van 'n neutron bomb, ek weet nie, ek staan onder correction, maar in breë trekke was die job van 'n neutron bomb om al die mense te verwoes, maar die geboue te laat bly staan. En na die ding ontwikkel is, het hy gesê, nee, ons kan dit nie gebruik nie. Maar hulle was reg om dit te doen. Jy maak mos nie iets om dit nie te gebruik nie. Die Khmer Rouge het duisende mense uitgehaal in 1978 en in 1978 was die begin van dan die Iranese rebellie, wat dan nou van die Shah na die Ayatollah toe sou oorgaan, né?
So dit was chaos geweest, né? Ons volgende een was 1999, sê rook word verban. So double clutch op jou wyd daar, Matthys, ek kyk vir jou, né? But look where it took us. Okay, ja. But look where it took us. Ons sit hier so 30 jaar later en wie rook? Niemand nie. So these are things that are radically... Ek rook, maar ja, okay, maar... Wie is ek nou? Ek is nou maar net niemand, dis reg. Jy verbeel jou, jy is 'n saint, nee. In 1990 het ons die Exxon Valdez oil spill gehad. Dit het die wêreld se persepsie oor wat ons olieroutes en wat ons presies aan die wêreld doen in terme van wat is dit? Oil spills, pollution, sulke goeders, né? Wat doen ons in die wêreld? En hier's 'n ander een wat uiters skokkend is. Sal jy dit glo? Tot en met die 17de Mei in 1990 het the World Health Organization die wet verklaar dat homoseksualiteit is nie 'n siekte nie. You can go check it up. Maar dit is actually so solank jy net nie rook nie, solank jy net nie rook. Nee, onthou jy die 3 susterkerke, solank jy net nie dans nie. Jy kan enigiets wees, jy kan rook, jy kan suip, jy kan maak net wat jy wil, jy mag nie dans nie, né? Dit is lelik. Maar jy mag nie dans en dit geniet nie. Dit was altyd. That one. Ja, jy sien, jy weet nie, wat in die kerk is ek, né? Maar dit is massiewe goeders. 1990 het kommunisme effektiewelik nie meer bestaan nie. When it was all wiped out in 1989. The ending of that. Maar was 1990 nie ook daar wat waar Suid-Afrika gesê dat hulle beloof om Nelson Mandela te vry te laat nie? Het dit ook nie in 1990 gebeur nie? Dit was die val van apartheid gewees. Dit was die begin van die val van apartheid, né? Dit is toe wat ons vir die eerste keer op 'n civil manier met die ANC gepraat het, né? Van tevore was hulle bly ongeskik, né? En kan jy dit glo? Die eerste Pizza Hut maak oop in Rusland. Van 'n land wat net aardappels en koolkoppe geëet het, they were now into pizza. Big stuff. Maar wat baie interessant is, en dit was in Oktober 1990, die skepper van die internet, Tim Berners-Lee, het sy heel eerste website in 1990 live laat gaan. The world's first website. En kyk waar sit ons vandag. Ons het 'n saint of websites en hy het al gekom en gegaan. Ek wil net sê, nou het ons saints as gevolg van websites. Have you ever? Toe is dit dan in die volgende jaar was dit ja. Nee, ekskuus, dit was die Gulf War, ja. Dit is die Gulf War in die 20ste Desember toe het Tim Berners-Lee die tweede website genoem, dit was oor CERN. Jy weet al CERN Collider, dit was nog nie eers gebou nie, maar toe, hy het al in 1990 'n website gehad. Have you ever? Oh my word. 2002 was ook 'n jaar van die perd, né? En jy sal dit nie glo nie, hier staat ons in die rand van die jaar van die perd. Revolutionary Armed Forces of Colombia kidnapped the president. Hier gaat ons alweer met presidensiële kidnappings, né? Ja. My word, ja. So these things, they happen. En 2002 was ook 'n jaar waarin Eunice Savimbi oorlede is. Hy was besig om met iemand in Angola te beklei oor iets, nee, en toe kry hy 'n bullet. Maar dit is nou maar so, dit was nogal 'n hartseer storie vir party mense, nee, vir ander was hulle bly, maar it was there. That was the end of an era, but again, on a military front. The war, the war horse. Praat ons nie van, het julle nie al ooit the Horses of War gaan kyk? Dit was 'n teaterproduksie nie. Of the War Horse. Ag nee, sis, jy moet ook kan jy nee, ek het al gehoor daarvan, ja, maar ek het dit nie. Ek sal bietjie gaan kyk. Nee, julle moet asseblief, nee. 2014
is ons laaste Year of the Horse, toe tref Ebola Afrika. And what was that? The start of biological warfare. En interessant, wat doen jy met 'n perd as hy seer gekry het? En jy kan hom nie meer verder help nie, jy skiet hom, nee. 2014 is die jaar, die eerste land, België, het gesê dat dit is wettig for terminally ill people to be euthanized. Amazing, nee? En natuurlijk 2014 te begin, al die kak waaroor ons nou beklei met Rusland, ek dink dit is die Donetsk Republiek en Luhansk Republiek het hulle self onafhanklik van Oekraïne verklaar en Oekraïne het net gesê nee. En van toe af, it's just been a downhill mission, but hier staat ons nou, 12 jaar later, and things are going to happen. En die ding van die perd, wat ek net wil byvoeg, nee, die energie van die perd, ons praat van raw energy, nee, die perd wat vol spoed hardloop. And the raw energy is incredibly destructive. And fire is incredibly destructive. Maar wanneer jy nou jou perd mooi geleer het, en jy het 'n verhouding met jou perd, en dan kan jy resies hardloop, en jy kan die mooiste dressage doen, en perde is verskriklike liewe goed eintlik, nee? But it is removing the raw ego energy from it. And that is what we need to do for this year, is to remove the raw energy. En nou sê ons daar sekere mense wat gaan afkak in die jaar van die perd. Apple, the tech company. Okay, so the enemy of the of the horse is the rat. So alle mense wat gebore is in 72 en 1960 en 1948, nee, en dan daarna 72 would be 94, nee, 84. En na 84 plus 12 is 96, ja. Nou mense wat in daai jare gebore is, met my beloof, julle lê net laag, julle maak nie kak hierdie jaar nie, okay? Maak nie saak hoe jy gepes en getempteer word nie, you just lie low and say, ja, sorry. Volgende jaar kan ons hulle kry, okay? Ek beloof, we can all go out, maar hierdie jaar lê jy laag. En dit is my baie interessant. Hier is die mense wat almal rotte is, nee? Apple Tech Company. Waarvoor is Trump besig om te beklei? Sy chips, al sy chips, nee? OPEC. OPEC is 'n rot. Met die oorname van Venezuela is OPEC in 'n slegte posisie. Hulle sê die prys van olie het klaar erg gespring in net 2 of 3 dae. Die land van Israel was geskep in 1948, die jaar van die rot. En dit breek my hart, julle gaan met my verskil, maar ek sê vir die mense wat laat hulle wat ore het hoor. Bitcoin is a rat. En die laaste keer wat Bitcoin in sy moer was in 2014, in the year of the horse. Ja. Ek praat net een keer daaroor. Ek wil graag sien, wat doen hulle met my Facebook-account? Okay, so jy sê dat Bitcoin gaan crash hierdie jaar, dis basies wat jy sê. Hy gaan doen wat hy gedoen het in 2014. Okay. So hy sal dalk weer kan recover, maar dis dalk 'n goeie tyd dat ons sien wat doen hy en dan koop ons. Nee? Ja, dis dalk die jaar wat ons Bitcoin moet koop. Ja. Want sy prys gaan dalk val. Wel, jy moet op die stadium dollars ook koop, want die dollar is moer goedkoop as jy in Suid-Afrika bly. So jy moet dollars ook koop. Ja. Hier is my ander 2 mense wat vir my 'n probleem is, nee, wat gaan probleme optel hierdie jaar. Die een is Mark Zuckerberg. So ek weet nie of ons mekaar meer op Facebook en WhatsApp gaan sien nie, maar we're gonna try. En dan, en dit is Suid-Afrika se hartse punt, en my hart gaan uitvorm. Rassie is 'n rot. Rassie gaan kak hierdie jaar. Nee, you can't touch Rassie. Jy kan nie Rassie raak nie, jy kan nie aan Rassie raak nie. Hoekom sê jy dit? Luister, ek is net so lief vir Rassie. Hy's 'n Scorpio. Ek het
ek het nou al hoeveel mense reggehelp hier en daar en gesê nee, vandag is Rassie se dag. Ons gaan ver wen en vandag is nie Rassie se dag en ons gaan bietjie wen. Maar jy weet as ons terugkyk in die dae van Dani Kruiven en Louis Lyk, was dit die politiek wat rugby vermoor het, nie die ouens wat passievol was nie. En die ouens wat passievol is wat het geval onder die politiek en ek het genuine waarskuwing. Wees versigtig, moenie te uitgesproke wees nie. Stick with the rules, volgende jaar kan jy vir hulle 'n toffie gooi, almal. Maar ja, as jy wil kan ons gebede en kerse vir Rassie aansteek, I'm all for it, nee? Ek dink die res van Suid-Afrika is Ek dink ons gaan moet. Ek dink ons gaan dit nie net vir onsself doen nie, ons doen dit vir almal. Gaan almal brand nou kerse vir Rassie. Ek dink ons groot internasionale rugby begin eers weer in Mei, dink ek. Het iemand vir my laasweek gesê, toe ek stupidly in 'n restaurant, eintlik in die Spur in Bloemfontein van alle plekke, 'n bietjie te hard gevra het. So wanneer speel die Springbokke weer, soos 'n idiot? Toe kyk al die manne so vir my en daai Spurs, soos wat 'n kakvraag is dit? Maar toe is die antwoord eers 1 Mei. So ons kan baie kerse brand en incense brand tot en met Mei. Colleen, you're very good with information gathering. Ek hou van jou styl, nee. Daai vraag in, ek weet nie, Bryanston gevra het hulle jou dalk ook met sulke snaakse oogies aangekyk, nee. Maar okay, het sal jou leer. These are the people that will walk strong if they can control their raw energy and ambition. Zelensky, Jacob Zuma en Gayton McKenzie. If they can control their ambition. Maar as hulle soos die perd is maar wag, is daar nog, het Jacob Zuma nog enigstens ambisie oor? Ek weet die Here help ons. Hy moet definitief, hy beklei baie hard vir sy court case, dat hy nie al hy geld hoef terug te betaal nie. So dis dalk so vers wat sy ambisie op hierdie stadium gaan. Ja, kyk, ek gaan nie sê, dit is nie my job om te sê president is goed of sleg nie. Dit is my job om te sê of die president kak het of nie. Okay? En as Zuma kalm is, maar jy weet, ek het nou al vir meneer McKenzie so gekyk, jy kan die verskriklikste goed sê, en dan dink jy, waar kom jy daaraan? Nou vra ek maar net, Gayton McKenzie, tel jou woorde en lê laag, en dan sal jy groter rykdomme en ambisies bereik, nee? Mense wat moet versigtig wees, wat baie obstacles gaan hê, glo dit of te nie, die FSA is een van daai lande. Many obstacles. So, it like it my that's coming to haunt them. John Steenhuisen, believe it or not, John Steenhuisen en Cyril Ramaphosa is albei drake in die Chinese wêreld, nee? Yeah. So they get each other, nee? Daar's 'n paar jaar verskil, but the dragon is a person fundamentally of integrity and of show. As 'n draak vir jou sê hy gaan iets doen, dan gaan hy iets doen. Oppas, nee. Jeff Bezos is ook 'n dragon. Kan hy nie dieselfde sê van Cyril nie, maar ek hoor op die privaat vlakke, as a person, is Cyril eintlik ongelooflik nice en courteous and he remembers things. Dis nou van die mense wat in sy omgewing bly en met wie hy moet saamleef, nee? Ek praat nie van sy familie nie. Niemand is nice met hulle familie nie. Ek praat vir sy bure, nee? Hy het ook bure, believe it or not. Maar anyway. Kan hy net 'n beter president wees vir ons in 2026? Ek voel niks vir sy bure nie. He can be as nice to his neighbors as soos wat hy wil. Luister, we need to acknowledge one thing. On a scale of 1 to 100, is he at least 100% improvement on Zuma? Yes, he is. Ne? Hy's nie Mandela nie. Ek betwyfel dit eers op die stadium. Hy is most charming en hy is nogal redelik respected, maar look, it's not my job to say I love him or I hate him, it's my job to say what kind of a year he will have, en glo dit of te nie, Rassie en Cyril verjaar in dieselfde maand, saam met jou, Matthys. Hulle Scorpios, yep. Almal van hulle is skorpioene, nee. Ek kan 'n skorpioen baie maklik identifiseer, van 'n myl ver, ryk ek 'n skorpioen uit, and I would have never said Cyril is 'n skorpioen.
Ja, hy verjaar die dag na my. 17de November. En ek dink 17 Rassie is die November, ja, is 'n dag 11de. na my. Ek dink so. Ja, Rassie is net voor my. Ja. En hier sit Colleen and she's going, ha, ek het 'n nuwe nasal spray nodig. I need to smell this better. ja, definitief. My smell is off. Ek dink ons het 'n redelike idee van wat vir ons moontlik voorlê. Ek het 'n onderwyser gehad, 'n geskiedenisonderwyser wat altyd gesê het dat geskiedenis is die beste profeet. Jy moet terugkyk oor wat gebeur het om te sien wat vorentoe gaan gebeur. En ek dink dit is nou die jaar van die pers wat jy nou vir ons baie mooi ontleed het om te sê dit is nou wat gebeur het en dit is wat ons eintlik moet voor waaksaam wees vir 2026, daai raw energy wat jy van praat. Maar soos wat al hierdie goeders gebeur en is alle stelsels, kom ons kyk na iets soos byvoorbeeld die wêreldgebeure, groot wêreldgebeure wat jy sien in die kaarte van die astrologie point of view af. Dink jy die oorlog in Israel gaan eindig? Dink jy dat Rusland gaan op die einde sê ons onttrek uit Oekraïne uit? Dink jy dat die Venezuela gedeelte wat nou onlangs afgespeel het, wat is daar water om op te staan of staan dit grond, hou dit grond en daar's moontlikhede van Colombia, so wat Trump gesê dat ek gaan moontlik Colombia ook nou dophou en Groenland. So wat se wêreldgebeure dink jy kan gebeur? Ek dink tydelik is Groenland van die map af, né? Die koning van Denemarke gaan in sy beste onderbroek, you know what, as hy even te naby aan Groenland kom. Sy idee is, however, om, jy weet daar's 'n term, help my hier, wat is die Afrikaanse term? Coercion. Dis wanneer jy iemand dwing om met jou saam te speel, né? Ons speel saam, maar ek dwing jou. En die hele Groenland debakel is 'n coercive issue wat in 2028 of gaan piek of gaan lê. En dit gaan spesifiek om die Arctic oil, Arctic ship lines, Arctic enigiets. Ja. En ek en jy in Suid-Afrika, ons gaan nie oor Groenland worry nie. Glad nie. Wêreldgebeure is baie interessant. Rusland het 3 keer van tevore in geskiedenis vrede geteken op groot oorloë. Die een was 1919, I think. En die ander een was dan 1945. En dan was daar ook was dit nou hulle eie revolusie. Hulle eie revolusie het mos so net saam met die Eerste Wêreldoorlog geval. Het was 'n gemors, né? Maar Rusland is geneig om vrede te teken wanneer Jupiter in die teken van die kreef is. En Jupiter bly in die teken van die kreef tot en met die 30ste Junie, om presies te wees. Okay. So as ons gaan vrede sien, vrederigheid, sal dit wees voor die 30ste Junie. Kyk, hulle het goed uit die Tweede Wêreldoorlog uitgestap, for what it's worth, en hulle het redelik uit die Eerste Wêreldoorlog hulle sin gekry. Dink ek hulle gaan hulle sin, hierdie is my theorie. Are you into conspiracy theories? Natuurlijk. Goeie. It's a good one, I love it. I think, die Europese Unie, wat toevallig ook in die jaar van die perd geskep was, né? Toe hulle eerste geldeenheid is op 1 Januarie, as dit nou 2012 of 2002, is uitgegee toe, né? Toe die Europese Unie verenig het, was hulle nie sterk genoeg met alle klein lande, jy weet, die Griekeland en die Portugal, die lande waar manjana aan die son goed is, né? Sy ekonomie was slegter as wat hulle gedink het, en die groot moondhede, die Duitsland, die Frankryk, hulle ekonomie was nie sterk genoeg om daai oorgang te maak nie, en van die dag wat die Europese Unie een geword het, was hulle in skuld gewees. And they were selling European Union bonds to anybody who would buy it. En hulle het gedink, die Russe sal ons uit ons skuld uitkry, En
toe die Russe sê, man, nee, wag so 'n bietjie, ek het nou baie van my geld vir jou gegee. Jy weet wanneer klein boet al ou boet se goed vat en dan sê ou boet, nee, ek wil nie meer vir jou nog gee nie, né? Toe begin hulle met hulle nonsens met NATO moving west. En niemand het gedink dat Rusland wel so sterk was soos wat dit was, nie? En ek dink, jy mag met my verskil. In fact, ek wil hê jy moet vir my verskil. Ek dink die hele Russiese oorlog is 'n poging om van hulle skuld wat hulle ten opsigte van Rusland het, van ontslae te raak. Want daai gebiede in Wes-Oekraïne klink vir my maar soos 'n baie groot landtransaksie, nee. Iemand het gaan grond koop, nee. Dis baie groot geld. En dan die gelde wat gevries is, dit is maar gelde wat jy in 'n land hou sodat jy kan wissel en ruilhandel doen. Ja. En daar is devaluation involved. The devaluation of that currency is of a greater consequence and disaster than the actual ever giving it back. So, myns insiens, die hele oorlog was, hoor nou, ek praat al in past term. Ja, ek wil net sê, ek het van die dag van die oorlog begin het ek nog altyd gesê dat Rusland gaan sy sin kry. Ek het nie mooi verstaan presies wat dit is wat Rusland wou gehad het nie, but they're gonna get their way. And they will. Ek glo dit. Ek vra myself net een vraag af. Van die grootste invloedrykste voorsitters van die Europese Unie was nog almal Duits. En dan dink ek met myself, Hitler het nou nie die oorlog gewen nie. Hy het nou nie Europa oorgevat met 'n oorlog nie. Maar hy sou 50, 60 jaar later sou sy nasate Europa oorneem met ekonomiese regulasies. En kry jy nou 'n Spanjaard om te werk teen die tempo van 'n Duitser? It hasn't worked. So, yeah, I do believe this year will be the start of working towards peace. Want dit is jy nou gesê met Zelensky in die jaar van die perd, as hy sy ego in toom kan hou, dan gaan dit eintlik 'n baie goeie jaar vir hom wees. So moontlik is daar 'n kompromie dan tussen Rusland en Oekraïne uiteindelik, wat in beide se gunst stel. Absoluut. Dit sal heerlik wees as Oekraïne splinternuwe geboue kan kry en ja, 'n bietjie 'n layer of paint here and there and a couple of roads. It's pretty nice. Nee, dit doen allemaal goed. That would be nice. Ja, less bombs, more work, more opportunities, more investment opportunities. Ja, dit is mos hoe dit werk, nee? In peace you earn more than in war. Dis baie waar. Daar is baie waar. Hoorie, maar die groot ding nou op almal se lippe is natuurlik hierdie hele ding van Trump en Venezuela. Aanvanklik het dit gesê dat dit gaan alles oor die drugkartel en dit gaan oor al daai tipe van goeders, maar dit het nou op die kaarte gekom, dit gaan eintlik oor die beheer van olie in Venezuela, want Venezuela het glo een of ander digtheid olie wat Amerika nie het nie, en Amerika se raffinerye is gegeer om daai spesifieke digtheid olie mee te werk. So Amerika het daai oliebronne nodig vir hulle om eintlik te werk in hulle raffinerye. Daai woord wat ek nou kan sê, refineries. Refineries, raffinerye. Daai ene. Daai ene. Dankie. So what happened? What happened there? Well, there's always a bigger picture. Wie het, was dit verlede jaar of 2023? Ek dink was 2023. 2023, 2024 het die Emiratis BRICS gejoin. En die Emiratis, wel, is enige iemand wat besigheid sal doen, se maatjie, né? En die oorlog het almal geleer, die Russiese oorlog, let's not fuck with oil. En
ek dink, jy weet hulle praat van security guarantees, en ou Zelensky het ewen in Suid-Afrika kom kuier. Weet jy wat hy gedoen het nie, maar ek dink nie hy het kom leeu's kyk nie. En sy besoek was bietjie kort, mens het ten minste 3 dae nodig om 'n goeie Pride of Lions te sien, né? Hy was in en uit, net hier om iets te teken en te loop, né? Mos was nice, jy weet Suid-Afrikaners is nice. Wat het in Venezuela gebeur? Ek het Maduro se kaart gekyk. Weet jy, hy is eintlik nie 'n slegte man nie. In all terms, is kom ons kyk, né? Hy is at worst, he's a bit gluttonous. He wants the best cut for himself. But in his heart, he is a humanitarian. En as 'n mens nou skielik kyk na die opstande in Venezuela wat hier plaasgevind het, this did not happen with the blessing of the people of Venezuela. Not of all of them. Dat Maduro dalk bietjie lank president was, is maybe the issue. But I mean, Xi and Putin, they tend to go on and on and on, eh? Dit was beslis 'n geldsaak, dit was 'n besliste geboelery, maar die ander ding, it was to prevent a truth from coming out. Want, en ek dink Maduro se grootste fout was, hy het hom nie amptelik by BRICS geskaar nie, want as hy dit gedoen het, was daar, then this war would never have happened. Het julle al daai woorde gehoor, nee? Maduro's raffinaderye is on average 25 na 30 jaar oud. Hulle werk nie meer so lekker nie. And financing them to get them to produce optimally kos geld. En China kon dit gefinansier het, Rusland kon dit gefinansier het, but why would they? They've got so much oil. Of ons haal vir Maduro uit en ons laat American business dit vinnig vir ons finansier. En ons sê, when the people of Venezuela will fix up your platforms, deepen julle oliegate, sof julle die beste van die beste insit, maar in ruil daarvoor, want ons weet julle cash en julle currency is nou nie wat woon nie, in ruil daarvoor gaan julle daai dik goor olie vir ons gee vir 15 jaar. Ja. Dit is presies wat Brittanje met Suid-Afrika gedoen het. Suid-Afrika was nie toegelaat om onafhanklik te word totdat Britse skuld nie afbetaal is nie. En al die goud van 1945 tot 1961 is stryd Amerika toe om te gaan skuld afbetaal. It's not a conspiracy, it's a fact. So Maduro het hy het soos 'n tipiese, hy's op die rand 'n boogskutter. Hy het soos 'n tipiese boogskutter gesê, "Fok dit, ek gaan my eie kop volg." Ek wens boogskutters wil nie daai ding doen nie. En hy wou nie saam met China speel nie, en hy wou nie saam met enigiemand anders speel nie, hy wou op sy eie speel. Which is, in terms of a country's sovereignty, it's right. Die vraag is, wat het Maduro gedoen wat Netanyahu nie gedoen het? Ek kan nie dink dat Maduro 50,000 kinders en vrouens oor 'n naweek of 2 uitgemoor het. Hy was besig met ander dinge. Dit was glad nie oor met kokain. Dis waarmee hy glo besig was. Hy was besig met kokain. Kokain, nee. En almal, al die demokrate in die huis van die Senaat het ook kokain, nee. Ja, ek weet. But drugs is not the biggest. Het gaan nie daarom nie. Het gaan om die olie. Wat gaan word van Maduro? Ek het sy chart gekyk. Weet jy, sy lewe is kort hierna, nee. Ek glo dat binne 2 jaar gaan ons nooit weer van hom hoor nie. Hy is getroud met 'n vrou, hy is in 1962 gebore. Sy vrou is in 1956 gebore. Sy is bietjie ouer as hy. Ek weet nie hoekom sy by die saak betrek is nie. Here, sinds when gaan haal jy vir president mevrou se vrou wat net
koeksisterspak uit. I mean, please, nee, it's inappropriate. Maar miskien that was part of the deal. Hierdie goeders was al in Augustus bespreek gewees. Daar was gespreksvoering met Maduro gewees daar voor die tyd. And it was just like, okay, let's do this. I mean, toe daai Venezuelaanse vrou die wat is dit, die Nobelprys vir vrede kry. Ja. Toe weet ek, hier kom nou iets met Venezuela, want Trump wou die prys vir vrede gehad. Ja, hy het dit baie duidelik gemaak dat hy eintlik verdien dit. Absoluut. Want hy het alles gebruiker. Ja. Jy kan natuurlik dalk opdink Trump was so damoerend vir Venezuela dat hy sommer die hele Venezuela gaan uithaal het. Maar hy sal volgende Dis dalk jaar. die regte rede. Dit is dalk die regte rede. Dis dalk die regte. I mean, there are people when they get really upset, they break everything. So die chart sê vir my daar gaan nou 'n tydelike regering wees. Daar kom in November maand ongelooflike opstande in Venezuela. Daar gaan 'n very strong military grip kom op die mense en daar gaan uit die mense se eie geleedere, uit Venezuela se eie geleedere, gaan hulle they're gonna choose their own government again, maar dit staan eers wat is dit, 18 maande, 2 jaar van nou af, nee? And it's gonna be a battle. Dit sal seker 5 jaar vat voor hulle even begin om op hulle voete te staan. Maar we will see. Hoorie, maar al die goedes wat gebeur in die wêreld, Suid-Afrika is nie immuun teen hierdie goedes nie. Ons almal weet dat Trump se vizier is op Suid-Afrika. Dink jy dat daar 'n moontlikheid dat Suid-Afrika 'n klein bietjie van 'n mini-coup met Amerika kan ervaar, waar Trump begin ernstige beheer uitoefen? Absoluut. Wat is Donald Trump se idee met Suid-Afrika, nee? Ek het Donald Trump se chart op Suid-Afrika se chart gesit en in sy visie wil hy verskriklik graag inklim en vir ons ministerie mooi kom vertel hoe om te werk en wat om te doen. En alles wat Trump doen is hy gejaag. He's hurried for time. Maar ek skat as jy 80 is, dan besef jy, you don't have all the time you used to have. He'd love to be president here, and his absolute heart's aim is to control through disruption. En wat vir my geskok het, is dat daar nie een van Trump se planete in Suid-Afrika se 6ste huis is nie, en die 6ste huis het uit te waai met agriculture and unions. En dit was my skok. Toe ek dit sien, toe dog ek my bliksem. Verstaan solidariteit dit, verstaan AfriForum dit, want duidelik nie. Ek sien dat hy, he feels a kinship to the spirit of, the creative spirit of all people that live in colonies, nee? Maar wat vir my baie bekommerd maak, is sy Pluto en Mars, wat die 2 planete van oorlog is in Suid-Afrika se plek van geheime, of dit wat nie raak gesien word nie, en hy sal sonder siekte en sonder veel motivering geldjies insit to fund a silent war in South Africa. And a silent war could be anything. It could start with a bit of propaganda. It could start with irritating a couple of people. And I hou van polemiek, né? En ons weet mos wat dit wel Pottinger gedoen. So, I mean, we know it works in South Africa. Exactly. So, yeah, that's the one thing we know it works. Ek dink solidariteit en AfriForum is vir 'n sakker gevang. En dis die hartseer ding. En as daar Suid-Afrikaners is wat werklik glo hulle heil lê in Trump en hulle moet nou Amerika toe gaan, Boeties dink weer, the politics is dirty. Jy is in Suid-Afrika gebore want die Here wou jou hier gehaat het. Al wat ek sê, politics is dirty. Maar, you know, a lot of people, it is as it is. Kan mens nou nie eers meer immigreer nie, Catherine? Wat sê jy nou vir my? Jy is in Suid-Afrika want die Here wou jou hier gehad het. Kan ek nou nie meer immigreer nie? Weet jy hoeveel mense kom terug Suid-Afrika toe? Weet jy hoeveel mense uit Duitsland en Engeland kom terug Suid-Afrika toe?
in their droves. I know, ja. Mense wat ek ken, mense uit Kanada. I mean, ek sou nooit Kanada toe gegaan het nie. Hulle kom met hulle eerste winter in Kanada, kom hulle toe nou agter hoekom is Kanada 'n kakplek, nee? I mean, they just don't have... It's koud en boring. Dis 'n ongelooflike boring land en dis ijskoud. What do you want to go do there? As jy... nie as jy Heated Rivalry gekyk het nie. Dan is Kanada en hockey op die stadium the best next shit. So mense wat ons nou praat van mense wat immigreer. Kyk nou net hierso, as ons nou praat van die Royals daar in die UK. Baie interessant dat ek sien beide Koning Charles en Prins Harry is rotte. So this might also be a very interesting year between father and son, né? Hulle gaan albei afkak. Daar is 'n astrological ding wat gaan gebeur, en jy kan dit maar in jou dagboek neerskryf, van die 3de Oktober tot die 16de November hierdie jaar. Skryf nie daar. Dis op my verjaarsdag. Eindig op jou verjaarsdag, okay? So jy kan die champagne uithaal, maar koop dit voor die tyd, want anders is daai champagne dalk pop onder die stres. En dis 'n wêreldwye ding. Die planeet Jupiter gaan in die teken van leeu wees op daai stadium, en dan gaan die planeet Marsbaan wees. Whatever Jupiter touches, want dit is die grootste planeet, word groter. Mars is die planeet van oorlog. En dan kom daar iets wat ons die suidnode noem, en die suidnode, man, dit is soos jou ouditeur. Hy kom so elke af en toe, en dan kom sê hy vir jou presies hoe ver jy bokant jou eie vermoëns leef, en dan stel hy dit vir jou reg. Dit werk op 'n 19 jaar siklus, en hier het ons in daai tyd, gaan Jupiter met oorlog lol en groot verlies veroorsaak, en dit gaan 'n wêreldwye ding wees, né? In dieselfde tyd, daar's 'n paar dinge wat vir my baie na in die hart raak, nee. Okay, ons gaan 'n Mercurius hê wat in retrograde is, so niemand gaan verstaan wat die ander mense sê nie. Mense gaan miskommunikeer. Al jou podcasts gaan weer chaos wees en deleted raak en sulke goeters in daai tyd. Ek sê maar net, because it is in the sign of Scorpio that this happened. Maar wat vir my meer ontstellend is, Venus gaan ook in retrograde. Nou Venus is die planeet van geld, finansies, maar ook sagte vrugte, kos, enige vorm van fertiliteit, kuns, dit wat mooi is. En sy is retrograde wanneer sy in die teken van die Skorpioen is. En it's never a nice thing. Die hele konsep Women in retrograde in Scorpio. Nee, ek gaan sommer nou al verlof insit. It sounds very rough. It is. Well, nee, jy moet net onder jou bed gaan wegkruip. Because Venus in Scorpio is always about women's rights and gender-based violence. Ek verseker jou, daar gaan weer een of ander persoon in een of ander islamitiese land sleg daarvan afkom, nee? What the reasons are, we don't know, but dit is maar so, nee? En dit gaan, daar is groot reactions daai tyd, so brace yourself, it's gonna be rough. En dit is regtig, toe ons in 2019, toe sê ons klomp astroloog mekaar, jene maar hier's groot kak, en dit het uitgewaai met siekte, but what could it possibly be? Niemand het geraai dat dit sou COVID wees nie, nee? There is going to be an onslaught on world royalty. Ons in Suid-Afrika het ook ons eie royalty. Let us never forget that. We have royal families, we honor them. There is going to be an onslaught on royalty, en dit maak my baie bekommerd, want ek lees toevallig op die IEC se webwerf, dat die tussentydse munisipale verkiesings is gestel vir November 2026 tot Maart 2027. I'm looking at this. Baie laat. Baie laat. Nee, ek kyk hierdie ding en I'm thinking, asseblief, kan iemand asseblief vir Cyril sê, can we not do this in November?
Ons kan dit na sy verjaarsdag doen, of ons kan dit oor Kersfees doen. I'm happy, nee? Ek sal stem vir enige iemand wat vir my 'n Kersfeespakkie stuur, nee? En dis 'n ingewikkelde verkiesing. Ek bedoel, ons het 550 partye oor amper 4.500 streke. Hallo? Ja, dit is belaglik. Dis absoluut belaglik. Ja. So, if there's anyone with ears to hear, having a municipal election or even electioneering in the month of November could have bad stuff in terms of violence, neglect, misunderstandings, great losses. I don't want that. I don't want part of that shit. Nee. So dit was nou die eerste gedeelte van 2026 se astrologie oorsig. So ons het gehoor wat sê sy oor wêreldgebeure en die jaar van die perde. Dit was interessant vir my daai gewees om so half terug te gaan in geskiedenis en te kyk wat het actually gebeur in daai spesifieke jare. En ek weet dis regtig 'n groot ingrypende goeters wat gebeur het in daai spesifieke jare. Wat ek love om na Catherine te luister. Ek meen mense hoef nie noodwendig met haar saam te stem oor goeters nie, maar ook jy hoef ook nie noodwendig te glo in astrologie. Jy gaan moet erken dat dit is baie interessant om na hierdie goeters te kyk en te gaan probeer patrone identifiseer. Ja, van jy weet vorige weet soos wat jy sê, jy kyk terug in history en you will learn something en dit voorspel eintlik maar die toekoms. Om te gaan, jy weet wat het in vorige tye gebeur wat ons gefeis was met hierdie perdjaar. Jy weet, ja, dit gaan maar vir my oor pattern recognition. Jy hoef nie noodwendig in astrologie te glo. So die van julle wat nou daar sit en sê, is van die duiwel. Nee man, dis interessant. Dis net interessant. Leer 'n bietjie ietsie hierdie jaar. Verbreek 'n bietjie horisonne. Dit maak jou apparently baie meer intelligent as jy leer patrone sien. So, doen dit. Ek dink as jy kyk na patrone, dan kan astrologie 'n lens wees om die patrone raak te sien. Of 'n struktuur waarbinne jy patrone kan identifiseer. En dit is een manier om daarna te kyk. Of dit astrologie is, en of dit numerologie is, en of dit wat ook al is. Dit hang oor wat se lens jy die patrone in raak sien. Maar ons sal volgende week saam met haar dan klaarmaak oor hierdie two-part, deel 1 en deel 2, en dan gaan ons meer kyk na Suid-Afrika. So wat sê sy van die Suid-Afrikaanse politiek, die GNU, en moontlikheid vir ons vir 'n nuwe president in Suid-Afrika, en dan interessante goeders wat sy kwyt geraak het oor solidariteit ook, en AfriForum, en die geskiedenis. Ek moet sê, dit was vir my baie interessant geweest. Ek het niks geweet eintlik van dit nie. So dit was vir my baie interessant. En dan belangrikste seker die volgende jaar vir jou as 'n persoon, 'n bil of 'n skorpioen of 'n wat ook al, wat lê op jou. Hier daai Adidas by jou is daar maar of is 'n fucking Adidas? Of is 'n Adidas? Ja. Adidas in four ways. Dit moet eintlik die 13de teken wees, is Adidas in Suid-Afrika. Ons moet eintlik sê, almal wil ons nou African epistemologies en ontologies en theories en goeders posit. Ons moet eintlik ons eie African astrology begin skryf. En dan die Hadida en die Hadida en die cheetah, hyena en die wille hond en ons kan 'n paar mekaar kry, seekoei, die krokodil. Ja, ek is seker mense gaan 'n paar kan skryf. Ons kan dalk vir ChatGPT vra, hy sal dit sommer vir ons doen. Baie makliker. Ja. Ons spreek. So volgende week is ons terug, dan by ons wat sê sy oor wat lê voor vir ons en wat sy raad het sy vir 2026. Maar ek sien dit nou net toevallig vinnig gou op die nuus dat die president van Venezuela het nou onskuldig gepleit. Nee, volgens hom is hy nog steeds die president. So hy getuig het in die hof op maandag, is hy nog steeds die president. Hy is abduct, so hy is gijslaar gehou en ontvoer en dat hy is onskuldig. So ek sien ook dat sy volgende hofverskyning is uitgestel en dit gebeur nou eers in Maart maand. So hy gaan vir 'n paar daggies nou nog daar agter tralies bly, daar in New York, terwyl
dinge gebeur in Venezuela. So kom ons sien, kom ons kyk. Is hy in dieselfde tronk as P. Diddy? Is P. Diddy nie ook in New York in die tronk nie? Puff Daddy. Nie. Mr. Bassett, wat is nie? Baby Oil. Ja, Baby Oil. Nee, wie was dit? Was dit P. Diddy? Ek weet nie. Was dit Vaseline? Ek is so many pedophiles, so little prison space. Exactly. Kom ons kyk wat gebeur, maar interessante tye dink ek wat voor lê, en ek sien dat die mense van Groenland en Denemarke is almal up in arms oor Trump se uitlatings oor Groenland, en kom ons kyk wat gebeur met Colombia. Ek dink Cyril is dalk 'n klein bietjie bang, want hy kan sommer inkom en 'n paar van die ANC kaders ook in hegtenis neem vir 'n paar dinge dalk. Who knows? Ja, ek dink daai was maar 'n deal geweest tussen Maduro en Trump. Ek dink dit was maar gepre-negotiate. Ek dink daar was maar 'n bietjie theatrics bygelas. En dit was typical Trump style. Ja, nee, ek dink dit was probably sy vereistes in die deal is van ek moet lyk na die Here, ek moet lyk of my secret services in die nag hulle het jou gecapture in 47 sekondes. 47 sekondes. Ja, is toevallig, ja. Maar ek sien nou wel, wat baie interessant is, Matthys, daai outfit waarin Maduro nou gecapture is. En nou daar uitgemarch is met sy donker, obviously sy oor toegemaak en sy oorfone was om, so dat hy kan hoor waar hy gaan nie en so aan. Maar daai sweetpakkie, daai Nike sweetpak wat hy aangehad het, toe hy daar uit is, hy is uitverkoop, die hele wêreld vol. Rarig. Nadat die ou in hegtenis geneem is, so jy weet mos daai posters wat hulle sê, as jy nou 'n sekere look wil hê, the look of a ousted dictator, en dan breek hulle ons nou so af in dele. Jy het daai memes gesien van die look van 'n Pretoria Oos-tannie. Hier is die haarstyl, hier is die Fortuner, hier is die sandale, hier is die oorbelle, al daai goed. So hulle dit so gaan afbreek, ja, en die mense het mal gegaan, daai sweetpakke opgekoop. Jy kan nie meer so sweetpak in die wêreld by Nike koop nie, hulle is almal sold out. It's the scary. ek weet nie of ek my so sweetpak gaan koop nie, to be honest, maar okay, if it rocks your boat. Maar jy kan nou dink as jy into like dress-up parties en goed is, like vir 2026 se Halloween party, rock jy up in hierdie dictator outfit, ja. Ja, gelukkig doen ek ook nie fancy dresses nie, so mense weet nou al, as dit 'n fancy dress is, my eers uitnooi nie, want ek gaan dit nie bywoon nie. Not your vibe. Yeah. Not my vibe. Maar okay, so dit was nou die eerste episode van Klets gewees, en ons is dan volgende week terug, die 14de, met deel 2 van Catherine. So kyk mooi na jouself, wees sag met jouself vir die eerste paar dae in 2026 en vat hom maar rustig, ease hom in. Daar's nog baie dae oor. Baie dae om foute te maak, baie dae. Moenie alles in die eerste week maak nie. Okay, cheers. Bye. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, almal is nie.